Ek was daai oggend in Jerusalem toe die nuus versprei was. Hy is nie meer dood nie, hy lewe, hy het opgestaan en ons plig as kinders van die Here is om vandag, duisende jare later, nog steeds die nuus aan te kondig. Hy is nie dood nie, hy lewe. Sy dood beteken eintlik vir ons iets en hierdie is 'n naweek wat die kinders van God eintlik hulle self behoort te verbly in die teenwoordigheid van die Here. Want Christus het die dood oorwin, sonde is verby, vergifnis is vir ons gegee, 'n nuwe lewe word aangekondig, krag vir elke dag en hoop vir die toekoms. Sy naam is Jesus. Sê saam met my, sy naam is Jesus. Amen. Baie welkom by Nuwe Begin Gemeente. As jy vanmôre besoek, mag die Here jou aanraak saam met ons. Dis lekker om jou saam met ons te hê in die Here se teenwoordigheid. Nou Paasnaweek is vir baie naweek van vakansie of rus, maar vir ons, ek weet nie van jou nie, ek het hierdie naweek hard gewerk, vir ons is dit tyd in die teenwoordigheid van die Here en tyd om eer te bring. Die wêreld drink om te vergeet, ons hou nagmaal en ons drink om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het, amen. Mag die gees van die Here vandag saam met jou wees en jou aanraak. Almal op Facebook, almal wat die boodskap hierna gaan kry, elkeen wat dit op die radio gaan hoor, mag die Here jou aanraak sommer net daar waar jy is, enige plek in die wêreld. So ek is vanmôre opgewonde om saam met jou hierdie Sondag opstanding Sondag te vier in die teenwoordigheid van die Here. En ons het vandag 'n spesiale gas. So pastoor Gerard is van Botawil, verskoning, hy was in Botawil gewees. Hy is nou in Vanderbijlpark, hy en sy vrou Belinda en hulle dogter is vanoggend hierso. Hulle het 'n groot gemeente daar. Dit gaan goed met hulle. Dis 'n man waarvoor ek baie respek het. Ons het al daar by hulle bedien en hulle het ons altyd so gasvry laat voel en ons mooi behandel. Pastoor, kom vorentoe, kom vertel vir ons wat die Here op jou hart gesit het. Baie dankie en mag jy vanmôre ook saam met ons die gees van die Here ervaar. Baie welkom. Goeiemôre elkeen in die huis van die Here. Dit is so lekker oggend om die naam van die Here saam met u te kom grootmaak. Mag ek vra die vroutjie wat die keyboard speel? Hoe is jy? Ek gaan 'n ou koortjie graag wil hê ons moet sing, ons almal ken hom. For he is Lord, he has risen from the dead. He is Lord. Dis sal in ewig wees. Skiet, ek wil nou die hele program die mekaar krap nie, maar dit is 'n ou koortjie wat op my hart gelê is vanmôre om te weet dat Jesus lewe. Omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Omdat hy leef, verdwyn al my vrees. En dan sê hy verder ook, die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. En ons het vanmôre die dankbaarheid dat Jesus Christus opgestaan het en ons kan leef. Amen. For he is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and he is Lord. Sing it saam, hallelujah. For he is Lord. For he is Lord. He has risen from the dead, and he is Lord.
ons verklaar dat vanmôre, hier is Lord, hallelujah, and He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Here, ons sê dankie vanmôre dat U lewe. Sê dankie dat U die hel, die graf en die dood oorwin het. Sê dankie dat ons vanmôre die versekering het as kind van die Here, dat ons vir ewig sal lewe saam met die koning van al die konings. Here, dat U vanmôre inkom in elke hart en elke gedagte en elkeen se wese en elkeen kom ontmoet, Here, bo verwagting. Dat hulle weet, Here, ons kan alles voor die Here gee en U bring lewe daaroor, U bring oorwinning, U bring blydskap, U bring vrede. En ons kan U nie vanmôre genoeg dankie sê, Here, vir die prys wat U betaal het, sodat ons vir ewig mag lewe saam met die koning van al die konings. Ons eer U vanmôre, Here, want daar's niemand soos U nie. En ons almal sê amen en amen. Prys die Here. Dankie julle. Ekskuus, ek het julle in die diepkant gegooi. Pastoor Morney en Elsie, baie dankie. Dit is vir ons 'n voorreg om hier te kan wees. Hy is ons assosiasieleier en ons sê dankie vir die uitnodiging. En as ek kyk oor hierdie gebou, dan sien ek die guns van God en ek sien die heerlikheid van die Here en ek sien die goedheid van die Here. En dit is 'n oggend waar ons net kan feesvier in God se teenwoordigheid. Waar ons net onsself kan wees en niemand anders te probeer imponeer nie, maar net die hand van die Here in ons lewens ervaar. Halleluja. Daar's 'n ou liedjie, ek gaan nie weer met julle speel nie, hoor. Daar's 'n ou liedjie wat sê die graf is leeg, sien die doeke lê met blydskap, hoor ons. Die engele sê, julle soek na Jesus. Hy is nie hier nie, ons verlosser lewe. Is hy vanmôre jou verlosser? Is hy vanmôre jou saligmaker? Is hy vanmôre jou bron? Is hy vanmôre jou vrede? Dan kan jy hom 'n handeklap gee as hy dit iets vir u is. Halleluja. Terwyl ek hiernatoe ry, sê ek vir my vrou, ek is op my senuwees. Want ek kom bedien by 'n groot man vir wie ek respek het en ons praat baie met mekaar, nie gereeld genoeg nie, maar nogal baie. En ek weet hy's 'n man van die Here. Maar terwyl ek voor die Here lê en ek kry die woord en ek wil dit gaan op die skerm wees, en dis my kernteks vanmôre in Matteus 28 en u kan daarna toe blaai as u wil. Of jy kan dit op die skerm kyk. Jy sien, ek is al op daai ouderdom wat ek 'n bril nodig het. As daar iemand wat glo dat ek ouderdom is nie vir sissies nie. En dit kom by die dood van Lazarus en terwyl hulle daar praat kom en hy sê in vers 6, hy is nie hier nie, sê gou hardop, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. So daar was iets wat vooraf gegaan het, wat gesê het, ek gaan opstaan, julle moet hierdie spys dophou, want iets gaan gebeur. Hy sê, dan kom hy verder en hy sê, kom kyk. Hy nooi hulle nog uit om te sê, as julle ons nie wil glo nie,
Kom na die graf toe en kom kyk dat hy het opgestaan. As jy nie wil glo nie, kom sien vanmôre wat God vir jou kan doen. Jesus het gesterf op Goeie Vrydag, hy het opgestaan op die Sondag, maar ons lewe baie keer nog in die Saterdag, waar ons rou, waar ons nie weet watter kant toe nie, waar ons nie weet wat gaan gebeur nie, en die Here sê vanmôre, kom uit die Saterdag uit, na die Sondag toe, sodat jy kan sien wat ek gedoen het, en wat ek gaan sê. Ons bly baie keer in ons ou lewe, ons bly baie keer in ons omstandighede, ons bly baie keer in dit wat verkeerd is, ons bly baie keer in die negatiewe, maar die Here lei ons uit vanmôre na die positiwiteit van sy heerlikheid, sy opstanding, sy lewe, want hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die opstanding en die lewe. Halleluja! Ons kan bly wees vanmôre, dis 'n fees wat ons vier. Ons is nie bekommerd meer nie, ons verlosser lewe. Halleluja! Ek is opgewonde oor dit wat God doen en wat hy nog gaan doen. Halleluja! Is jy bly saam met my? Prys die Here. Wil vanmôre vir u sê, dis die grootste wending van hierdie naweek, ons verlosser lewe. Sê gou hardop, ons verlosser lewe. As ek kyk reg oor die wêreld, sien ek dat godsdienste bring hulle stemme uit. Hulle verklaar oorlog, as ek dit so kan sê, teen die kind van die Here, maar ek is dankbaar vanmôre dat ek nie 'n oorlog het om te wen nie, dis al reeds gewen. Dis al reeds vir ons gedoen deur Jesus Christus, wat ons die krag gee. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Jy's in staat vanmôre. Dit vat my so 'n bietjie terug. Ek wil net nie te lank besig wees nie, maar dit vat my daar na Jesegiel 37 toe, waar die doodsbeendere is en God kom praat met Jesegiel en hy sê, ek vat hom van die een punt na die ander punt toe. En toe vra hy hom, Jesegiel, kan hierdie bene lewe? En hy sê, Here, u weet dit. Ek wil vanmôre sê, kan jy lewe in jou omstandighede, dan kan u sê vanmôre, Here, ek weet dit. Moenie laat jou omstandighede vir jou getuig hoe sleg jy is en hoe negatief jy moet wees nie, maar dat jou omstandighede vanmôre sê dat ek is vanmôre Jesus en hy is my bron. Halleluja. Amen. Prys die Here. Ekskuus as ek so 'n bietjie opgewonde raak. Ek hou daarvan. Halleluja. Hierdie is nie 'n vergissingsmôre nie. Dis 'n werklikheid. Halleluja, soos Pastoor Monay gesê het, as jy in Israel, ek was nog nooit daar en ek wil bitter graag gaan. En miskien eendag sal ek saam met hom kan gaan. Maar soos hy gesê het, as jy kom by dit, dan kan jy sien waar Jesus opgestaan het. En dis 'n belewenis. Ek wil vir u sê, dit is nie 'n vergissing nie, dit is nie net 'n storie nie, dis 'n werklikheid. En jy kan vanmôre uit jou omstandighede kom. Amen. Ek hoor baie keer, soos by Van der Byl, dan sê hulle, dit is hoe sleg dit gaan. En dit is hoe moeilik dit gaan. En julle ken nie ons Van der Bylers nie. Ek dank die Here, julle ken ons nie. Maar een ding is seker. Dit kan nie vir altyd negatief bly nie. Daar kom iewers 'n einde aan dit wat stikkend was. Daar kom iewers 'n einde aan dit wat verkeerd is. Amen. Dit kan nie altyd sleg gaan nie. Jy kan nooit dieper gaan as wat jy diep is nie. Ek dink die tyd het aangebreek dat ons moet opstaan uit ons elende en uit die woorde gespreek oor gister en eergister en weet, daar het lewe vir ons gekom toe Jesus vir ons opgestaan het. In die ou tyd het hulle mekaar so gegroet, in die ou Pinksterkerke het hulle mekaar gegroet, dan sê die een kant van die saal, hy leef, en die ander kant van die saal sê, hy het opgestaan. Wil u nie dit vanoggend probeer nie? Ons gaan begin met hierdie kant.
Julle gaan sê hy leef en julle gaan sê hy het opgestaan. Okay, die middelblok, julle kan kom tot in die helfte. Julle is nie uitgesluit nie. So, ons begin. Hardop, hy leef. Hierdie kant, hy het opgestaan. Nou kom ons sê weer 'n keer, ons groet mekaar. Hy leef. Hy het opgestaan. En dit is wat hulle verklaar het om te sê dat ons dien nie 'n dooie God nie. Ons dien nie 'n Mohammed nie. Ons doen nie die en ons doen nie daai nie. Ons dien Jesus Christus, die seun van die lewende God wat vir altyd sal wees. Al sal ons ook sterwe, sal ons lewe saam met hom. Amen. Prys die Here. As ons die aspek kyk van die kruisiging tot by die opstanding, is dit dat Satan gedink het hy het Jesus onttroon. Die Satan het ook nie berekening gehou met u toe u tot by die Here gekom het nie. Die Satan het ook nie geweet wat gaan gebeur toe jy die naam van Jesus bely het nie. Want u sien toe jy begin om te sê, Here, hier is ek is die kind, en die Satan niks anders te gehad as om te vlug nie. Amen. Die Satan het nie berekening gehou dat Jesus die hel, die graf en die dood oorwin het nie. Daar is 'n ou liedjie wat sê jy hoef nie te speel nie. Death couldn't hold the king. Die dood kon nie die koning hou nie. Ek wil vir julle sê, maak nie saak as hulle nog waar hulle hom in die graf gaan sit het en hom met boeie vasgemaak het en die grootste en die beste kettinge gebruik het om hom vas te maak nie, hy sou nog steeds opgestaan het. Hy sou nog steeds, sou hy die heerlikheid van God geopenbaar het en sy woord sal nog steeds waar gewees het. En kom ons lees saam met Johannes die 11de hoofstuk, vers 25 tot 26. En hy sê, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Glo jy vanmôre dat Jesus die opstanding en die lewe is? Glo jy vanmôre dat jou gister nie meer daar sal wees nie? Ons almal het 'n verlede, ons almal het 'n storie, ons almal het iets wat ons oorvertel. As ek vir pastoor Morney vra, waar kom hy vandaan? Ek weet vanoggend hy kom van Welkom af. Dis al gebore. Jy sien dit raak nou lekker, dit is Newlands, van die Bouwpark en Welkom. Kan ek gou vir u sê, ons het altyd gesê toe ons van die Bouwpark toe trek van Botawil af, toe sê ons dit is die brakpan van die Valdriehoek is van die Bouwpark. Ek hoop nie hier sit iemand wat van brakpan afkom nie. Here help my. Ons elkeen het iets wat ons kan oorvertel. Ons elkeen het miskien iets wat ons nie wil hê iemand anders moet weet nie. Iets van jou verlede wat ons nie wil hê dat iemand moet dit uitvind nie. Kom aan. Maar ek wil vanmôre vir u sê, Jesus het alreeds die prys betaal vir dit, sodat jy nooit weer die sleg in die oë hoef te kyk nie, want hy's God. Nou hierdie môre gaan jy weet, jy's 'n koningskind, nie dat jy dit nie alreeds al weet nie, maar jy gaan weet ek is meer as 'n oorwinnaar. Wil nie gou hardop sê ek is meer as 'n oorwinnaar nie. Die woorde van Jesus aan Martha by die graf van Lazarus is nie net trooswoorde nie, maar 'n openbaring van identiteit. Jesus het ook nie gesê net ek gaan opstaan nie, maar sy identiteit het dit weggegee dat hy die koning van alle konings is. Dat hy die Here is, dat hy die meester is.
Dat hy kom en hy sê, ek is die opstanding. Hy sê nie, ek gee die opstanding. Hy sê, ek is die opstanding. Hy sê, ek is. Toe hy kom by Moses, toe sê Moses, vir wie moet ek sê, het my gestuur, toe sê, ek is. Wat is hy vir u vermoere? Is hy vermoere u saligmaker? Is hy vermoere u geneesheer? Is hy vermoere die een wat u vrymaak? Wat is hy vir u vermoere? Of is hy net die spaarwiel vermoere wat jy saamdra as iets verkeerd gaan? Of gee jy vermoere hom alles? Dit wys in hierdie tyd dat hy die opstanding is. En hy kom in die persoon self en hy sê, ek is. Die konteks van uitspraak, Lazarus is dood. En Martha en Maria is in rou. Miskien is jy in rou vermoere oor die omstandighede. Miskien is jy in rou oor jou man of jou vrou. Praat nie van dood vermoere nie, ek praat van iets wat jou vashou, dat jy nie by die oorwinning kan kom nie. Want jy sien, as jy 3 tree vorentoe gee, is daar altyd iets wat jou terugtrek, om te sê, jy kan nie. As jy dink, jy maak iets in oorwinning, is daar altyd iemand wat vir iemand sê, jy ken nie daai ou nie. Jy dink, jy doen iets goeds, dan sê iemand, hey, jy moet nie met daai ou assosieer nie. Wie het dit al ooit gehoor? Wie het dit al ooit gesê? Nou moet ons nie ons hande opsteek nie. Kan daar dan iets goeds uit die opstanding kom? Dan sê ek ja, 100% ja. Ons sal nooit weer dieselfde wees nie. Ons kan nie. As Jesus eers met jou lewe bemoeienis gemaak het, kan jy nie dieselfde bly nie. Die Here se heerlikheid is nou hier vanoggend. Ons het dit al geervaar deur ons koortjies wat ons sing of die liedere. Hoe het u die kerk ervaar tot nou toe? Is dit maar net 'n ding wat jy aftik vermoere? Ek is hier. Of het jy vermoere daardie hart wat sê, Here, ek kom hulde en ere aan u bring, want u is God en koning. Die opstanding bring vir my hoop in 'n situasie van wanhoop. Dan sal weer 'n ou liedjie, wat hy sê, liefde red my. Toe alles wanhoopig was, red liefde my. Ek hou van ou Pinksterkoortjies, ekskuus pastoor. Want jy sê, sy liefde was genoeg, sodat ons nooit weer hoef terug te gaan na ons sleg nie. Kom ons draai nie terug in ons weë, maar kom ons draai vorentoe en sê, Here, ons dien U. Hy bring uit hierdie situasie van wanhoop, wys hy dat hy mag het oor die graf. Ek weet nie of jy so 'n paar jaar terug kan onthou, ek dink dit was daar in Hartswater of een van die plekke, van die oompie wat dood gegaan het en hulle het hom toegemaak en hom weggeberg en gesê hy gaan opstaan. Wie kan dit onthou? En hulle het gesê na 'n week. En toe word dit 2 weke, toe word dit 3 weke. Toe sê hulle, hoorie, julle moet hierdie ou kom uithaal, jy die yskas uit want hy vrot. En dit is wat gebeur het. Ek wil vanmôre vir u sê, Jesus het nie gekom en gesê ek gaan doodgaan en julle het geen hoop meer nie. Hy het gesê ek gaan sterwe en kyk wel ek gaan opstaan. En vanmôre wil ek vir jou sê, die Here het al reeds opgestaan sodat jy en ek die oorwinning in alles kan hê. Ons kan nie dieselfde wees. Dit is net hoor sê nie, dit is 'n werklikheid. Want dit wat God doen, is dinge van waarheid, en dinge van vrede, en dinge van oorwinning.
Hy sê nie ek gaan miskien nie, hy sê ek doen dit. Ons het baie keer beloftes wat ons maak aan mense en ons breek dit. Wie het al ooit 'n belofte gebreek? Dis al 'n paar eerlike mense. Ek gaan nou nie vra wie het nog nooit 'n belofte gebreek nie, want dan gaan ons baie mense se hande sien. Maar hoe voel jy as jy 'n belofte breek? Nie lekker nie. Wie het al vir sy kinders 'n belofte gemaak en dit gebreek? Nou is ek die enigste ou. Vergewe my kind. Jy voel sleg daaroor. Maar Jesus sou nie iets sê wat nie sou gebeur het nie. Want hy het gesê, julle kan doen net wat julle wil. Julle kan my liggaam verbrand ook as jy wil, is nou my eie woorde. Julle kan alles probeer, maar weet net, ek gaan uit die graf uitkom, of daar waar ek is, gaan ek opstaan, want ek het gesê ek gaan, en jy kan glo ek gaan. Vanmôre in jou omstandighede, miskien is daar 'n doodsbeendere, miskien is daar iets wat dood gegaan het, wat moet lewendig word. Miskien is dit jou bediening, miskien is dit vanmôre net jou verhouding met God, miskien is dit net jou liefde vir jou medemens, miskien is iets dood vanmôre. Maar wil jy nie vanmôre God 'n kans gee, dat hy oorwinning kan bring oor dit wat dood gegaan het nie? Ek is die opstanding, sê die Here. Opstanding beteken dat die dood nie die finale sê het nie. Amen. Dit nie die finale sê nie. Selfs as ons iemand in die graf insit, die dood het nie die finale antwoord op daai persoon nie, want hy gaan lewe. Amen. Waar ook al hy gaan lewe. Baie gaan lewe saam met liewe Jesus, en baie gaan nie die pad saam met hom hê nie. Jesus demonstreer deur Lazarus uit die graf te roep. Hy het nie gesê, Lazarus. Ek glo hy het met 'n stem gepraat. Ek glo hy het hard geroep, Lazarus! Want jy sien met sy stem, kom alles op aandag, waarna hy roep. Halleluja! Ek wil vir julle sê, met sy stem roep hy vanmôre jou uit die graf uit en sê, kom uit! Halleluja! Ek wil iets vir jou doen vanmôre. Ek wil jou op hoër hoogte sit. Ek wil jou 'n nuwe lewe gee. Ek wil jou laat triomfeer, maar jy moet uitstap vanmôre. Halleluja! God wil iets doen vanmôre. God wil iets waarlik doen vir jou. Halleluja. Jesus sê ek is die lewe. Sê gou hardop, hy is die lewe. Lewe in Christus is nie net 'n biologiese bestaan nie, maar 'n kwaliteit lewe. Kwaliteit. So dit wat jy was, gaan jy nie meer wees nie. Jy kry kwaliteit, jy kry waarde. Amen. Waarde. Jy gaan koop iets in die winkel en hy het waarde omdat daar 'n prys op hom is. Jy het waarde gekry deur die bloed van Jesus vanmôre in hierdie plek. Want die Here bring iets in jou lewe uit wat mense probeer vertrap en God gee lewe bo alles. Amen. Hy sê ek is die lewe. Hierdie lewe begin nou deur geloof en is tot in ewigheid. Sonder Christus is daar dood. Al leef die mens fisies. Met Christus is daar lewe. Selfs al sterf die mens liggaamlik. Hy gaan vir ewig lewe. Wat is daai koortjie? Dan sal hy vir ewig lewe. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. Ek is byna klaar.
Daar's 'n belofte aan elke gelowige. Wat is die belofte? Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Kan jy daai verklaring vanmôre oor iemand maak? Nee, maar Jesus het. Ek kan nie vir Elsie vanmôre sê, Elsie, as jy jou kop neerlê, gaan jy nou lewe weer. Pastoor môre, hy gaan vir my gaan sê, hey man, loop, wie is jy? Maar Jesus kom en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Beteken daar is 'n ewige lewe saam met die koning van alle konings. Dit is 'n sekerheid van lewe. En elkeen wat leef en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dit is 'n belofte van onbreekbare verhouding. Pastoor, hoe lank is julle nou getroud? Maar nou nie sê te lank nie, hoor, so asseblief. 27 jaar. En ek dink baie keer sal Elsie weet waaraan pastoor Morney dink. En andersom, hulle sal mekaar se sinne al begin voltooi, want hulle ken mekaar al lank. My vrou doen dit. Ons is 34 jaar getroud. So daar is 'n verhouding. Hulle ken mekaar, hulle weet wat is dit wat die ander een kwaad maak, wat is dit wat die ander een hartseer maak. En hier kom die woord en hy sê dit vanmôre dat ons weet of ons Vader weet wat in ons hart aan die gang is. Waar jy sit vanmôre en jy 'n skans opgesit het, weet hy wat jy mee deel vanmôre. Hy weet wat in jou hart aan die gang is, hy weet wat in jou gedagtes op hierdie stadium aan die gang is, met jou verhouding met hom, kom sorteer hy jou lewe uit, soos hy dit wil hê. Kan amen sê. Die vraag is, wat Jesus aan Martha vra, kom ook na ons toe vanmôre. Glo jy dit? Glo jy vanmôre aan die krag van God? Glo jy vanmôre dat Jesus jou lewe kan verander? Glo jy vanmôre dat God jou omstandighede kan verander? Glo jy vanmôre dat as jy hier uitstap, jy gaan weet dat ek is meer as 'n oorwinnaar? Glo jy dit? Is dit net woorde? Ons is maklik, as ons tussen ander mense is, praat ons almal dieselfde taal. Maar totdat jy alleen is en jy iets moet verduidelik of jy moet iets kom uitdra aan iemand, gaan jy nog steeds dieselfde praat? Glo u vanmôre. En ek maak klaar. Jesus se woorde is 'n uitnodiging en 'n uitdaging vanmôre. Ek daag jou uit vanmôre om die Here 'n kans te gee. Op hierdie opstandingsmôre daag ek jou uit om God te glo. Daag jou uit om jou pak goed te kom neersit by die kruis, om jou laste neer te lê, want Jesus sê dat sy las is lig en sy juk is sag. Ek daag jou uit vanmôre om die beste vir die koning van die konings te kom gee. Die dood is 'n werklikheid, maar Christus is groter as dit wat die dood aankondig, want hy is die opstanding en die lewe. Mag ons saam met Martha antwoord vanmôre, ja Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God. Jy het vanmôre kans, kom ons buig die hoofde. Jy het 'n kans vanmôre om jou lewe te draai na die lewe van Christus. En ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie, ek gaan vra vanmôre daar waar jy is. En dan gaan ek oorgee aan pastoor Morney.
As jy voel, Here, ek het U nodig, bo alles vanoggend. In hierdie opstandingsmôre het ek nog steeds die dood wat ek in my lewe toegelaat het. Ek wil vra dat U my lewendig maak uit my situasie, uit my omstandighede, en my op hoër hoogte sit wat ek nodig het. Wie is die eerste wat net wil sê, daar waar ek is, bid vir my. Net jou hand opsteek, dis al. Dankie, 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 reg oor die plek. Is daar mense wat sê, Here, ek het die lewe nodig. Wil jy nie opstaan vanmôre en dat ons saam bid en weet dat God 'n pad met U gaan stap. Ag Here, reg oor hierdie plek. Is daar mense wat sê, Abba Vader, ons kan nie meer in hierdie omstandighede. Ons kan nie meer hierdie doodspeender hanteer nie, Here. Ons het nodig dat dit lewendig moet word. En soos wat U die opstanding in die lewe is, Abba Vader, dat ek vermoed dat U in elke hart sal inkom. Elke gedagte sal inkom, dat elkeen die wete het, dat die Here verander omstandighede. Here, raak nou aan, maak nuut, gee nuwe lewe, gee nuwe hoop. Dis my gebed in Jesus naam, en ek eer U daarvoor, Abba Vader. Amen en amen. Dankie, Here. Vat 'n oomblik saam en dank net die Here vir die oorwinning wat ons vanmôre gehoor het. Die oorwinning is joune, jy hoef niks te doen nie, dis reeds joune. Ek hoor vanmôre die Here sê dat die situasie wat jy nou in is nie die einde van jou storie nie. Ek hoor vanmôre die Here sê, ek is nog nie klaar met dit wat in jou lewe aangaan nie. Ek hoor vanmôre die Here sê, dit is nie verby nie. Ek is nog besig om iets in jou lewe te doen,
Dit wat jy gedink het is dood, is nie dood nie. Ek is besig om nuwe lewe vir jou te skep, sodat jy weer kan asemhaal, sodat jy weer blydskap kan kry, sodat jy weer met 'n glimlag kan rondloop, sodat jy weer ander mense in die oë kan kyk. Ek is nog nie klaar met jou nie, sê die Here. You are holy Lord. Terwyl die Here so naby aan ons is, sit net jou hand op die ou voor jou, langs jou. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bedien mekaar. Ek gaan jou help vanoggend, ek gaan jou help, Here. Ons staan hier vanoggend en ons het die blye boodskap dat die oorwinning is ons sinne. Ons het vanmôre gehoor die graf is leeg. Jesus het oorwin en daai oorwinning behoort aan ons vandag. En ek bid dat jy my boetie en my sussie oralste waar ons mekaar hande oplê vanmôre sal seën. Here, ek bid vir die beste gawes wat die hemel kan gee op hulle lewe. Die jaar wat voorlê, ons het soveel goed wat ons druk, wat ons kan pla, dit wat op ons pad kom in hierdie lewe, maar ek weet vanmôre ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. En ek bid dat ons vanmôre sal snap, Here, dat ons sal onthou, dat ons elke dag sal onthou dat ons is in oorwinning en niks in hierdie lewe behoort ons onder te kry nie, maar elke tree wat ons gee 'n oorwinningstree wees. Mag elke saak wat ons aanpak suksesvol wees. Mag elke ding wat ons op ons pad kom opgelos sal wees met die hulp van die Here en dat ons sal kan getuig en vertel Ebenezer, tot hier toe het die Here ons deurgedra. Ons vier vanmôre die oorwinning wat U aan ons gegee het, Here. Ons sê dankie, 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 Here, vir lewe vanmôre en dankie dat U dit goed bedoel met elkeen in hierdie plek. Die naam van die Here moet geprys word.
Die naam van die Here moet geprys word. Loof die naam van die Here en die volk van die Here sê amen. Amen. Bly net so staan asseblief, bly net so staan. Ek gaan nou 'n snaakse ding doen, ons gaan die volkslied sing. Nieuwlandse volkslied. Pastoor Botha, julle ken dit nog nie, jy gaan hom nou leer. Hy sê hierdie kant toe en daardie kant toe, so is die golwe van die see, so is die liefde van Jesus rondom my. Is jy reg om saam met my te celebrate die goedheid, die teenwoordigheid en die liefde van die Here? Is jy reg? En ons gaan hierdie kant toe, daardie kant toe, so is die golwe van die see, so is die liefde van Jesus rondom. En ons gaan hierdie kant toe, daardie kant toe, soos die golwe van die see, soos die liefde van Jesus rondom. En ons gaan vorentoe, en agtertoe, soos die golwe van die see, soos die liefde van Jesus rondom. En ons gaan vorentoe, en agtertoe, soos die golwe van die see, soos die liefde van Jesus rondom. Hierdie kant, en ons gaan hierdie kant toe, daardie kant toe, soos die golwe van die see, soos die liefde van Jesus rondom my. Loof die naam van die Here. Elke dag is sy liefde om jou. As jy vorentoe gaan, of het voel of jy agtertoe gaan, of links, of regs, die Here is met jou. 'n Paar van julle is dalk nog vreemd, ek weet wat die probleem is. Maak gou chicken wings, sê vir die ou, staan bietjie een kant. Ek is vas, is julle reg? En ons gaan daardie kant toe, soos die golwe van die see, soos die liefde van Jesus rondom. En ons gaan hierdie kant toe, daardie kant toe, o ja, soos die liefde van Jesus vorentoe. En ons gaan vorentoe, agtertoe, o ja, soos die liefde van, nog een keer ons is klaar, hierdie kant, en ons gaan hierdie kant toe, daardie kant toe, o ja, soos rondom my. Sy naam is Jesus, sy naam is Jesus. Loof die naam van die Here. Ons het vanaand niks die naweek is klaar. Mag die Here jou seën. Ons sien mekaar Woensdag aand by die midweekdiens. Pastoor, baie dankie vir jou vrou, jou dogter wat hier was. Dankie, ons bid vir hulle dat die Here hulle bediening seën. Jy gaan in die vrede van die Here. En as jy uitstap, sing saam met my, hierdie kant toe. Soos die golwe van die Here